Goeiemôre vriende. Wat 'n voorreg vir my om vandag hier by julle te kan wees en die voorreg wat ek het om vandag ook iets van die woord van God met julle te kan deel, dat ons ook so saam op reis kan wees, op soek na dit wat die Here vir ons sê, waartoe hy ons roep. Ek sê dankie vir elke een van julle wat saam hier by mekaar is. Vriende, ons skriflesing vandag kom uit Jesaja 55. So as jy daarin wil blaai, kan jy Jesaja 55 gaan ons lees van vers 1 tot by vers 13. Vriende, ons is vandag hier by mekaar as twee gemeentes. Dit is altyd vir my so voorreg wanneer meer as een gemeente by mekaar kan wees, want dit gee vir ons 'n geleentheid om saam op reis te kom oor waarmee die Here met ons besig is. En so kom ons nou by vandag Jesaja 55. En ons tema vandag is die woord wat ons roep. Want op die ou end van die dag is daar een sekerheid, en dit is dat daar eenheid lê wanneer ons saam luister na God se stem. Dit is waar eenheid kom. Eenheid kom wanneer ons 'n standaard het wat vir ons almal waar is. En as ons kan sê die woord van God is die standaard, dan is daar eenheid. Want dit is waar ons saamstem. Dis die woord van God. Vandag vra ons, hoe werk dit wanneer die woord van God ons roep? Kom ons sê vir die Here dankie vir sy woord. Dan gaan ons saam lees uit Jesaja 55. Hemelvader, wat 'n voorreg vir ons om saam te wees, om uit die woord te lees. Ja, Here, spreek in ons lewens in, want ons die kinders wil luister. Amen. Vriende, ek lees vir ons Jesaja 55 van vers 1 tot vers 13. Kom almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie? En bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is. Sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volk het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind. Roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, my vreugde sal julle wegtrek. Met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei, in die plek van distels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees. As 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. Ons lees net tot daar.
ek het gou hulp nodig. Is daar dalk 2 kinders wat my gou kan help? 2 kinders, eniges, kom gou. Ek sien julle is hier. Hallo, kom gou. Een daarso, kom. En daarso ook. Kom help my gou. Ek het 2 nodig. Hulle sê 2 getuies is beter as 1. Kom nader. Ek gaan nie onder toe loop. Kom nader. Ek het nog net 1. Kom help my. Die skaamte is groot. Mike, wil jy my kom? Nee, hier kom hy. Daar's hy, kom. Boete en sissie, kom help my gou. Ek het 2 bekers hier. Maar ek wil hê ons moet nou mooi kyk na hierdie bekers en julle moet vir my sê watter een gaan werk en watter een nie. OK, kom staan nie langs my. OK, so ek het 2 bekers hier. Watter een kyk op en watter een kyk af? Hierdie een kyk af en hierdie een kyk op. OK, so as ek water in een van hulle wil gooi, watter een gaan werk? Sê ook so. Hierdie ene. OK, hou my vas. Dan sê ek het water ook. Is julle reg vir hierdie? OK, draai vir my om dat jy vir die mense kyk, hulle moet ook kan sien. As hy, julle sê hierdie een gaan water hou, né? Dink julle so? Hoop julle so. Ja, hy hou water. En ons kan hom lekker volmaak. Gaan hierdie water hou? Is jy seker? Kan ons probeer? Nee, ek gaan nie die kerk nat maak nie. Ek dink iemand het nou begin bekommerd raak. Maar dis 'n probleem, né? As ons by water in 'n beker wil gooi, dan moet die beker boontoe wys. Baie dankie julle, kan ek daai water by jou vat? Ek gaan hierdie neersit. Gaan hierdie ook neersit. Dankie, julle kan weer gaan sit. Dis maklik, né? Ek dink ek gaan hierdie sommer boontoe dra. Ek dink partykeer maak ons ook so met die oorvloedige genade van God. Ons hou ons beker verkeerd om. En wanneer ons met God se woord werk, kan ons God se woord alleen ontvang wanneer ons harte oop is om sy woord te ontvang, soos wat hy dit wil gee. Die oomblik wat ek my eie wysheid wil gebruik, nou ek is baie bly dat die 2 jong kinders in ons gemeente geleer het wat regop en verkeerd om is, né? Maar partykeer gebeur dit dat ons uit ons eie wysheid uit dinge anderste om wil doen as wat God dit wil hê. En dit is wanneer ons die beker onderste bo draai. OK, hou vas aan daardie gedagte. Want ek dink dit is waar Jesaja 55 ook vandaan kom. 'n Volk wat in ballingskap is, ontvang hierdie boodskap. Nou ek is redelik oortuig binne hulle verdrukking, wat is ballingskap? Hulle het oorlog verloor en hulle is weggevoer. Hulle bly nou na 'n ander land, hulle moet ander mense se reëls volg, baie van hulle is slawe, hulle pas nie in hulle wêreld nie. Uitdagende wêreld. En dan kom Jesaja en dan sê hy, dit is nie die wêreld rondom julle wat maak dat jy leeg voel nie. Dit is wat jy maak met God se woord. Wat hy vir jou wil sê. Waartoe hy jou roep. Dit is hoe jy oop is of toe is. Wat maak dat jy vol is of leeg is. Nou, Jesaja 55 staan nie eintlik op sy eie nie. So ek wil jou graag uitdaag. Vanmiddag ergens, vanaand dalk, as jy nou rustig sit en dalk 'n vuurtjie aangesteek het. Ons is baie dankbaar om 'n kaggel te kan hê, wat ons in hierdie koue aande vuurtjie kan aansteek. En as ons daarso sit, gaan lees 'n bietjie Jesaja van hoofstuk 52 tot by 55. Want hoofstuk 55 is eintlik die laaste stukkie van die groter gedig wat geskryf is. Nou kom ons hardloop gou deur. Waarmee is daai tekste besig? Jesaja 52 begin by die knegg wat werke kom doen wat tot verlossing lei. Klink dit bekend? Dit klink soos Jesus, né? Jesus wat ons kom red
van 'n bose wêreld, van boosheid in ons eie lewens, van ons sonde, wat vir ons kom vryheid gee, wat vir ons kom vreugde wil gee. En dit is waaroor die volgende hoofstuk praat. Hoofstuk 52 en 53 praat oor die knegt se verlossingswerk, en dan hoofstuk 54 praat oor die verbond. Ook 'n groot woord, verbond. Wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n ooreenkoms wat ons met mekaar aangaan. 'n Verbond is 'n ooreenkoms waar twee mense aan mekaar verbind. Dit is soos 'n kontrak. Maar dis nie 'n kontrak van jy doen en ek hier nie, dis 'n kontrak wat ons naby aan mekaar bring. Die beste voorbeeld wat ons in die moderne tyd het van 'n verbond is eintlik 'n huwelik. Dis 'n ooreenkoms wat ons met mekaar aan het, dat ons trou aan mekaar gaan bewys, dat ons net vir mekaar bedoel is. Dis 'n verbond. Ek dink, wanneer ons dink oor die verbond wat God vir ons kom gee, dan moet ons raak sien dit wat hy kom op die tafel sit. Hy sê, in sy verbond, wil hy vir ons vreugde gee, vrede gee. Ons sien dit aan die einde van ons teks. En in sy verbond, in sy ooreenkoms, is daar 'n heen en weer. En ek sê dit baie versigtig, want God se genade het geen voorwaardes nie. Daar is niks wat ek en jy hoef te doen om God se genade te kry nie. Hier is die beker. Die beker vol water. Mike, ek wil vir jou sê, hier's vir jou water. Ek gee dit vir jou. Dis wat God kom doen. Hy gee sy genade. Vraag is, het Mike nou die beker water? Nee, hy het dit nie. Want hy het dit nog nie kom haal nie. En dit is hoe God se genade en ons gehoorsaamheid werk. God sê, Mike, hier is vir jou 'n beker water. Ek wil dit vir jou gee. Vat die beker water. Maar as Mike dit nie gaan kom haal nie, gaan hy dit nie kry nie. Met ander woorde, daar's nie 'n voorwaarde vir die beker water nie. Hy het nie nodig om op sy kop te staan en te fluit om die beker water te kry. Gelukkig nie, né? Dis gratis. Teen 'n duur prys wat Jesus Christus betaal het. Maar as ons nie uit gehoorsaamheid die beker vat nie, dan het ons dit nie. En dis deel van wat Jesaja 55 vir ons wil kom sê. Okay, so wat's die paadjie? Ons het nou gepraat oor Jesaja 52 tot 55. Ons het gesê dit begin by die knegt se verlossingswerk. Dit loop oor na die verbond, die ooreenkoms, die verbintenis tussen ons en God. En dan hoofstuk 55. Hoofstuk 55 is eintlik die plek waar die volk 'n besluit moet neem. Gaan ons luister? Gaan ons kom? Gaan ons eie maniere verlaat vir God se maniere? Nou, hoofstuk 55. Kom ons vat hom nou, stukkie vir stukkie. As ons hoofstuk 55 lees, dan is daar weer 4 bewegings wat gebeur. Okay. Beweging 1 begin daar by vers 1. Kom, almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, die wyn en die melk. God se woord is nie 'n teorie nie, dis nie debat nie, dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n opinie nie.
Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging na wat toe? Wat het ons nou gepraat oor hoofstuk 54? Die verbond. Dis 'n uitnodiging in die verbond in. Hy sê, kom nader. As ek jou roep, kom hier, dan is die verwagting dat jy gaan opstaan en nader kom. Is dit nie? Net soos wat ek die kinders geroep het, kom vorentoe, en hulle het vorentoe gekom. Daar's 'n uitnodiging met 'n verwagting. En dan is dit God wat praat, kom almal wat dors is, kom na die water. En wat vir my so kosbaar is oor hierdie uitnodiging is, dat dit meer is as net 'n uitnodiging, 'n opsionele uitnodiging. Dit is eintlik 'n opdrag. Hy roep. Hy kyk na my en na jou, en hy sê, kom hier. Hy roep jou. Hy roep jou nader. En dan is daar 'n paar, kom ons noem hulle opdragte wat hy gee. Hy sê eerstens, kom nader. Hy sê, en wie nie geld het nie, kom koop. Kom koop en eet. Dis 2 werkwoorde, koop en eet. Dis baie moeilik om te kan koop as jy nie geld het nie, né? Maar hy sê, dit maak saak nie, want daar is nie voorwaardes nie. Kom jy, koop en eet. Hierdie uitnodiging is eintlik radikaal gratis, sonder voorwaardes, verwag niks van jou om te doen nie, maar dis nie 'n passiewe uitnodiging. Die uitnodiging is nie vir jou, sit daar op die bank en wag dat ek jou bedien nie. Wil jy koffie of tee hê? Dis nie wat God kom doen nie. Hy sê nie vir jou, wees net daar nie. Hy sê vir jou, kom. Hy roep jou uit 'n plek uit, in 'n ander plek in. Hy roep jou in die verbond in. Dit bring ons by die tweede deel van hoofstuk 55. Nou, ons het nou gepraat oor die verbond in hoofstuk 54, maar nou in hoofstuk 55 herinner hy ons daaraan. Ek lees vir ons vers 6. Soek die Here, vers 3b. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Baie interessant dat hy na Dawid verwys, is dit nie? Want as hy na Dawid verwys, dan kom verwys na een van die kragtigste herinneringe wat die Israeliete het. Die tyd toe koning Dawid koning was, die tyd toe hy bevel gegee het en daar dinge gebeur het, die tyd wat hulle oorwinning gehad het oor die lande rondom hulle, die tyd wat hulle nie verloor het in oorlog nie, 'n tyd wat hulle die vryheid beleef het, vreugde beleef het, groei beleef het, dit is waaraan Dawid hulle laat dink. Hy sê, ek roep julle tot 'n ewige verbond, wat selfs koning Dawid se tyd gaan oorskry. Dis waartoe ek jou roep. Is dit iets wat jy in belang stel? Is dit iets wat jy graag wil hê in jou lewe? Daai vryheid, daai vreugde, daai vrede, daai kalmte, dalk 'n stukkie vreesloosheid, om sonder bekommernis deur hierdie lewe te gaan, sonder stres, sonder spanning. Dis waartoe hy ons roep. Dis waartoe God roep. Ek roep jou tot hierdie verbond, sê hy. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Nou praat hy oor Dawid, né? Dan vers 5. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop. Hy sê, ek gaan vir jou 'n ereplek gee in hierdie wêreld. Dis wat ek vir jou gaan gee, sê hy. Dis deel van God se verbond. Ter wille van wie? Ter wille van hoe oulik ek en jy is?
Nee. Terwille van die Here. Vers 5. Terwille van die Here jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Die roeping is dat mense rondom jou na jou sal kyk en sal weet, God werk in jou lewe. Want dit wat in jou lewe aan die gebeur is nie natuurlik nie. Die vreugde wat jy dra, te midde van al die swaarkry, dis onmoontlik. Daar moet iets anders wees. Ja, dis God wat werk. Die vrede wat jy het, ten spyte van wat rondom jou gebeur, is daar. Hoekom? Omdat God jou vrede is. Mense gaan aanhardloop, sê hy. Want jy het iets anders. Jy het God. Dit is deel van God se verbond. Maar hier's die realiteit. In hierdie verbond is dit nie ek wat vir God verander om by my prentjie in te pas nie. Nee. Dis ek wat toelaat dat God my transformeer. Dat ek verander na God toe. En dis waarvan die volgende beweging praat. As ons dan van vers 6 af lees, soek die Here terwyl hy hom laat vind. En ek wil net hier klem lê op hierdie terwyl hy hom laat vind. Wat beteken dit? Dit beteken, daar's tyd gebonde aan hierdie ding. Dis nou jou kans, sê hy. Soek die Here, wyl jy hom nou kan vind, omdat hy dit toelaat dat jy hom vind. Hy gaan verder, roep hom aan terwyl hy naby is. En wat is dan die verwagte uitkoms? Nie die ding wat ons doen onder dwang nie. Die verbond is gratis. Wat is dan die verwagting? Vers 7. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Kom ons dink gou, pad en planne. Waar gebeur dit? As ons praat oor die pad wat ons loop, dan is dit 'n fisiese beweging, is dit nie, né? Ons weet presies waar ons is. Dit gaan oor wat ons doen. Dit gaan oor ons dade. Met ander woorde, ons moet van ons dade afstand doen. Planne, waar maak ons die planne? Hier in ons kop, né? Dis waar ons planne maak. So wanneer ons praat oor planne, dan praat ons oor ons gedagtes. Ons dade en ons gedagtes is God se. Ons moet afstand doen van ons dade, ons manier van dinge doen. Ons moet wegmaak van ons manier van dink om te doen en dink soos wat hy vra, binne sy verbond. Maak dit sin? Hy roep ons van hier af na daar. Dit lyk anders. Dit werk anders. Nou gaan hy verder om te verduidelik. Dan sê hy, want my paaie, dis nou God wat praat, né? My paaie is hoër as julle paaie. My planne is hoër as julle planne. Met ander woorde, God se manier van dinge doen, God se manier van dink, is beter as ons sin. Ons is eenvoudig. En as God se manier van dinge doen en van dinge dink beter is, wat hierheen volg ons? Syne. Hy roep ons na hom toe. Vers 8 en 9, ja, my planne is nie julle planne nie, julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie en my planne as julle planne. Bekering het niks te doen
met hoe ek voel oor 'n saak nie. Bekering gaan daaroor dat ek my manier van doen, my manier van dink verlaat vir God se manier van dink, vir God se manier van doen. OK, hoe weet ons hoe God dink en doen? Baie eenvoudig. As jy wil weet hoe God dink en doen, sy woord. En hy sê dit, vers 11. Vers 11 kom sê dit, net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê. Dis wat God sê. Sy woord sal doen wat hy wil hê. Sy dade, sy gedagtes, sy planne, nie myne nie, syne. Want dit gaan oor wat God wil hê in ons lewens. Sal die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het, sê die Here. Dit gaan oor God se woord. Nou dis baie mooi hoe hy dit verduidelik, en as ons so 'n bietjie teruggaan na vers 10 toe, dan begin hy met ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom. Wie het al probeer om reën te keer? Nou, ek weet nie van julle nie, en dit is darm al 'n paar jaar, ek is nou versigtig om trauma oop te krap. Onthou julle die groot haal in Lydenburg? Ek is redelik seker Lydenburg Suid onthou dit hard. Kon enige iemand dit keer? Nee. Wanneer hy praat oor die reën en sneeu, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarheen terugkeer nie. Hy praat van 'n onafwendbare beweging. Jy kan dit nie keer nie. Soos reën en sneeu. Stil, geleidelik, maar onafwendbaar. Maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit. Met ander woorde, daar is iets wat gebeur. Soos hierdie reën wat kom en die wêreld verander. En wat nog verder gaan, dit gee saad vir die saaier. Né? 'n Boer het saad nodig vir volgende jaar se seisoen, is dit nie? Nou hulle koop dit gewoonlik volgende jaar aan, maar partykeer hou hulle dit 'n bietjie langer. Met ander woorde wat hy sê is, God se woord is dan eintlik ook volhoubaar. God se plan is volhoubaar. Dit kan vorentoe nog steeds werk. Dis nie iets wat net vir nou werk nie, dit werk môre en oormôre en volgende jaar ook, as die Here wil. En voedsel vir die wat eet. Daar is voorsiening wat kom. Hier lê dit. God se voorsiening in ons lewens, in sy woord. Dan vers 12 en 13. Die vrug, ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Dit wat die verbond beloof, is daar. Vreugde en vrede. Dan praat hy oor die berge wat jubelkrete gaan sing. Die bome wat standvastig gaan staan. Vers 13 is vir my so mooi wanneer hy daai vergelyking maak. Tussen die doringstruike sal siprusse groei. Doringstruike, dink gou terug aan Genesis 3. Wat het gebeur na die sondeval? Die doringstruike het begin groei. Met ander woorde, hier's 'n stuk genesing wat plaasvind. 'n Genesing van die wêreld wat plaasvind. In die plek van doringstruike sal siprusse groei. Ek is seker hier is 'n paar van julle wat darm weet wat 'n siprus is. En baie van julle is baie lief vir
liewe die plante is dit nie. Nee, hier is 'n sterk tuinbouspan hierso. 'n Siprus is 'n lang, reguit, immergroen, sterk boom. Dis die bome wat hulle gebruik het. Dis die hout wat hulle gebruik het wanneer hulle kastele gebou het. Wanneer hulle tempels gebou het. Met die doel dat dit vir ewig sal staan. Hoor julle hierdie prentjie wat hy gebruik? Die vreugde en die vrede sal vas staan. In die plek van dissel sal mirtebome opkom. Wat is 'n mirteboom? Dit is 'n, ek ken nou nie die Afrikaanse naam nie, maar dis 'n kleiner bosserige plantjie, maar dis 'n sagte blaar, sagte wit blomme wat lekker ruik. Sal die dissels vervang. Die vreugde en die vrede wat God gee in sy verbond staan sterk. Dit is sag op ons lewens. Dit ruik lekker. Hierdie vrug is nie die gevolg van wat ons doen nie. Dis nie ek en jy wat hierdie vreugde en vrede kan maak in ons eie lewens nie. Nee, dis die gevolg van gehoorsame ontvangs van sy woord. Sy woord word gratis gegee, sy verbond word gratis gegee. Hy roep, hy sê kom koop, kom eet, kom neem deel. Dis gratis vir jou. Hier's vir jou geleentheid vir hoop, vir vreugde, vir vrede. Kom. Roep hy ons. Wat beteken dit vir ons elke dag? God se woord roep jou. Nie net vandag op 'n Sondag nie, maar elke dag. God se woord lei jou. Dit gaan nie oor hoe ons voel oor 'n saak nie, dit gaan oor sy verbond. Dit gaan oor die ooreenkoms wat hy gemaak het. Wat hy vir ons baie duidelik vertel, deel, wys. God se woord kom verander jou. Hy roep ons weg van ons slegte manier van dinge doen en dink, roep hy ons na sy manier van dinge doen en dink. En God se woord dra vrug. Hy gee vrede en vreugde. God se woord roep jou. God se woord lei jou. God se woord verander jou. En God se woord dra vrug in jou. Al wat hy vra, is dat ons sal luister. Ons bid saam. Hemelvader, ons sê dankie vir u liefde, vir u genade, vir u guns. Vir die pad wat u saam met ons loop. Here, ons sê dankie dat u ons nie alleen gelos het nie, maar dat u Jesus Christus gestuur het om aan die kruis te sterf. Ja, Here, om vir ons bevryding te bring, dat ons op 'n manier kan leef wat vir ons vreugde en vrede bring elke dag. Nie sommer net vir oomblikke nie, maar 'n vreugde en vrede wat alles oortref. En dit kom alles van u af, Here, en dan kom u na ons toe. Dan dink ek aan die Psalm wat sê, as ek opkyk na die berge, as ek opkyk na die hemele, as ek dink aan die maan, die sterre, die werke van die hande. Here, wat is ons dat u aan ons dink? En tog het u aan ons gedink.
Tog het U vir ons vryspraak kom aanbied. Bid Here dat ons daaruit sal leef. In gehoorsaamheid aan U. Ja Here, dat ons elke dag die roepstem van U woord sal hoor, sal aangryp en deel van ons lewe sal maak. Here, ons bid vir ons 2 gemeentes. Here, ons bid vir dit wat U kom doen in hierdie gemeenskap. Here, ons bid vir moedergemeente en die bazaar wat aan die kom is. Maar in besonder, Here, wil ons vandag ook vir Lydenburg Suid gemeente aan U opdra. Ons wil vra, Here, dat U vir hulle wysheid, insig sal gee. Ja, Here, in hierdie proses om 'n leraar te beroep, dat U die regte een sal stuur, wat hulle sal kom dien, soos U dit van hom vra. Ja, Here, aan U kom toe, die lof, en die eer, en die aanbidding, tot in alle ewigheid. Amen.